So as ons saam dink oor dankbaarheid, dan het ons hierdie week ook by 'n paar tekste stil gestaan en ek wil jou uitnooi om te dink ook waar kan dankbaarheid nog in my lewe groei en hoe kan ek in dankbaarheid groei? Ons teksgedeelte Kolossense 3, ons lees vanaf vers 12 tot vers 15. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, en daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. So amper asof jy hierdie opdrag of hierdie oproep of hierdie uitnodiging of hierdie roeping kry om jou lewend te wees, in 'n eenheid saamgebind te wees, geduldig te wees, mekaar lief te hê. Maar vers 12 begin, julle is hierdie uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Ons praat deurlopend van die feit dat God ons kies, nog lank voordat ons hom gekies het, en dat dit 'n genade is. En dat mens eintlik kan sê, om dit te eien en dit te raak te sien, beteken om die genade van God raak te sien. Die genade tekens, die genade merke van God raak te sien. En daarom wees altyd dankbaar. Dankbaar dat ons daarin kan deel hê. En dat ons dit ook so onderling aan mekaar leef. Leef as mense wat aan mekaar gebind is, omdat Christus dit vir ons gedoen het. Ons almal daarby ingesluit het. Mag ons die genade tekens raak sien en in alle omstandighede ook dankbaar bly en dankbaar wees. Kom ons bid ook so saam. Dankie Here dat U ons U kinders gemaak het. Dat U die eerste inisiatief neem. Here gee ook sodat ons sal leef as kinders van U. Dat ons sal leef as 'n familie, as 'n huisgesin. Omdat U ons, U uitverkore volk, dat U ons gekies het, dat U ons geroep het, dat U ons saambind. Net in die gedeelte hiervoor dan praat Paulus juist dat daar geen onderskeid getref word tussen Griek en Jood, slaaf en vry nie. Mag ons ook nie so leef nie, mag ons in daai eenheid leef, omdat U ons saam gebind het en saam uitgekies het om U kinders te wees, en dat ons so in dankbaarheid leef as 'n reaksie, as 'n antwoord op daardie genade, die genade tekens wat U kom bewys. Ons loof U en ons dank U. Amen. Voorspoed, seën vir jou, tot 'n volgende keer.